Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ons sê Februarie is die maand wat ons fees vier, sê saam met my, ons vier fees. En ons het gesê ons vier 'n bietjie fees hierdie maand, Februarie. In jou kalender as jy hom oopmaak, sal jy sien aan die regterkant snoekie staan daar, ons vier fees. Hoekom? Want ons het 'n wonderlike God en almal sê amen, halleluja. Amen en halleluja, ons het 'n wonderlike God. In Eksodus 33, net so voordat God hom bekend maak aan Moses, en ek praat vanaand met jou oor God is 'n goeie God. Sê saam met my, is 'n goeie God. Wie van julle het al ervaar God is 'n goeie God? Amen. En in hierdie vertaling, ek lees uit die 33 vertaling uit, staan daar die volgende vers 19. Eintlik vers 18 het Moses hierdie versoek en hy vra: "Laat my tog u heerlikheid sien." Moses het die begeerte om die heerlikheid, die glorie van God te sien. En in vers 19 antwoord die Here hom en sê: "Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan." In die 33 vertaling. In die 2020 vertaling staan daar: "Ek sal met al my goedheid by jou verbygaan." In die Nuwe Lewende vertaling, 83 vertaling, sal daar staan: "Ek sal in al my voortreffelikheid by jou verbygaan." Maar die grondteks van hierdie gedeelte is so mooi gevat en dit beteken eintlik: ek sal in al my goedheid by jou verbygaan. Die Here sê vir Moses: ek sal my goedheid aan jou openbaar, en dan stel God homself bekend en hy sê: Moses, soos volgend: ek is die barmhartige en die genadige God. Ek is Here, die barmhartige en die genadige God. Hy sê: ek is geduldig. Ek is oorvloedig in troue liefde en waarheid. Ek bewys troue liefde van geslag tot geslag. Hy sê: ek bewys troue liefde vir duisende, sal ek dit bly handhaaf. En hy sê: maar ek is die een wat oortredinge, skuld en sonde vergewe. En ons almal sê halleluja. En dit is daardie goedheid. Dit is die goedheid van God. En ons het vanoggend gesê, hierdie tafel is daardie verteenwoordiging van God se goedheid. Want Jesus was die volmaakte prentjie van God se goedheid. Jesus is die perfekte barmhartige God wie ons ken. Hy het barmhartigheid in jou bewys. Hy het genade ons bewys, hy is geduldig met ons. Hy is ook die een wat sy troue liefde oorvloedig aan ons bewys het aan die kruis van Golgotha. En as jy vanaand met my praat oor die goedheid van God, kan ek nie anderste om jou heen te wys na die kruis nie. Dit is in die kruis wat die goedheid van God aan ons geopenbaar is. Dis in die kruis where the goodness of God is revealed towards us. Dit is daar, die kruis van Golgotha arresteer my hart oor die goedheid van God. Maar as ons nie vanaand praat oor die goedheid van God, dan is baie mense verward. Want hulle ervaring in die lewe is teenstrydig met wat hulle weet van God. So ons weet God is 'n goeie God, so ons het hierdie verwagting dat alles wat met ons moet gebeur, moet goed wees. Is dit nie so nie? Kom ons sê, jy het mos daardie verwagting. Ek weet wat ek vir jou beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Maar baie van ons getuig van teëspoed in ons lewe en ons kom op daardie plek waar ons baie keer verward is oor die goedheid van God. Maar een ding wat jy moet besef is, die gebrokenheid in die wêreld en die lewe en die gebrokenheid van mense beïnvloed nie die karakter van God nie. Hy bly goed. Ons vergeet baie keer dat deur die sonde is hierdie wêreld waarin ons leef gebroken. Is die mense, ek en jy, gebroken. En daarom baie keer beleef ons nie die goedheid van die Here in ons lewe nie. Sê gesaam met my, God is lig. En in hom is daar geen duisternis nie. In God is daar niks wat verkeerd is nie. Onbeskaamd sing 'n liedjie en hulle sê: Here, U is nooit verkeerd nie. Is daar maar 'n kragtige stelling. U is nooit verkeerd nie.
God wil sy goedheid aan jou bewys. Maar ek en jy leef in hierdie gebroke wêreld. En ons worstel en ons stoei. Daarom het Jesus vir die disippels gesê, ek het hierdie dinge vir julle gesê dat julle vrede kan hê in Johannes 16 vers 33. Ek het hierdie dinge vir julle gesê, sodat julle kan vrede hê in my. In hierdie wêreld, sê gesom in hierdie wêreld, gaan jy dit moeilik hê. Maar hou vas aan die feit, dat ek die wêreld oorwin het. Halleluja. Hy sê, hou vas in hierdie gebrokenheid, in hierdie stoei, in die hartseer van verhoudinge, in die realiteit van gebroke drome, in die realiteit van 'n sterfbed en siekte en dood en alles. Hou vas aan die feit dat ek die dood, die hel en siekte, alles alreeds oorwin het. Dit verander nie wie ek is nie. Wat ek aan jou wil gee en openbaar is my goedheid. Die Here wil oor jou oorlaai met sy goedheid. Sê saam met my, halleluja. Nou as jy my vanaand sou vra oor die goedheid van God, hoe weet ek God is goed? Want die Bybel sê so. Dis my heel eerste punt. Ek kon nie verby hierdie realiteit kom nie, hoor. Ek gaan net nie 'n groot teologiese ding maak nie. Die feit is, die Bybel sê God is goed en hierdie is die absolute waarheid. Halleluja. Hoor wat sê Markus 10 vers 18. Die disippels kom by Jesus en hulle noem Jesus goed. En Jesus antwoord hulle, hy sê, waarom noem jy my goed? Dis Jesus wat hier praat. Jesus vra sy disippels, hoekom noem julle my goed? Jesus sê, niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. Daar's net een wat goed is, en dit is God. Sê saam met my, halleluja. Psalm 119 vers 68 sê, U is goed, en U doen goed. Sê saam met my, Here, U is goed, en U doen goed. Dalk het jy die afgelope tyd nie die goedheid ervaar nie, of dalk was jy vasgevang in hierdie gebrokenheid, en jy worstel met gaan die Here verlossing bring, gaan hy uitkoms bring, gaan hy deurbraak bring. Ek wil vir jou vanaand sê, die woord van die Here sê, God is goed, en wat hy doen is goed. Ek wil jou vanaand aanmoedig, verwag die beste. Halleluja, verwag die goedheid van God in jou lewe. Dis wat hy wil doen. Die skepping getuig van God se goedheid. In Genesis 1 vers 31 sien ons, God het na alles gekyk wat hy gemaak het. Kyk gou na die ou langs jou. OK, kyk weer terug. OK, maar nou is niks sê nie, hè? Daar's so afwagting. Jy verwag iets jy moet sê, nê? OK. God het na alles gekyk wat hy gemaak het. En hy het gesê, dit is goed. Draai gou na die ou langs jou toe. Sê God sê, jy is goed. OK, jy getuig van God se goedheid. Die wonderbaarlikheid van hoe jy aan mekaar geweef is. Volgens Psalm 139 sê net, dat wat God gemaak het is wonderbaarlik, is goed, dis voortreffelik. Die skepping getuig, ons sien in die Psalm skryf hulle, die skepping juig en loof en roep uit ere en lof aan God, want hy is waardig om aanbid te word. Die skepping getuig. Het jy al 'n blommetjie gesien? Het jy al gaan stil staan en gekyk na 'n vrug? Het jy al na 'n babietjie gekyk? Het jy al na die liefde van jou lewe gekyk? Het jy na 'n sonsondergang gekyk? Het jy by die see gesit en gesien hoe branders breek op die strand? Het jy in die oggend opgestaan en hoe voeltjies oor sing? Het jy al gestap op 'n parkrun? Ek hardloop nie op 'n parkrun. Ek weet nie hoe noem hulle dit 'n parkrun nie. Ek het die eerste keer ek 'n video geneem van toe ek my eerste parkrun gedoen het en ek het gesê ek weet nie hoekom doen ek nie want ek gaan dood. Wat toe ek gewoon daaraan raak, toe begin ek agterkom, wow. Die skepping getuig dat alles wat God gemaak het is goed. Ek wil vanaand vir jou sê, God se werke is goed. Halleluja. Nie net sê die woord hy is goed nie, maar wat hy doen, Dawie, is goed. Want die Here het 2 seentjies van jou so vashou. Wat God doen is goed. Het daardie verwagting van sy goedheid. Ek weet hierdie God van my in Psalm 31 vers 20 wil net goedheid aan my bewys. Sê gou, God wil sy goedheid aan my bewys. Hierdie is persoonlik. God is 'n verhoudingswese wat sy goedheid aan jou wil bewys. Hy wil sy barmhartigheid, sy genade, sy troue liefde aan jou bewys. Die woord van die Here sê, God weerhou nooit sy goedheid van die regverdige nie.
Is daar regverdiges hier vanaand, kan ek sien? Is daar enige regverdiges hier? Wat beteken 'n regverdige? Iemand wat in regte verhouding met God staan. Is daar iemand in hierdie gebou wat vanaand in regte verhouding met God staan? Kan ek sien? OK. Almal van ons is veronderstel om ons hande op te steek. OK. Halleluja, want jy is. Hy sê ek is in 'n regverdige verhouding met God en hy sê hy weerhou nie sy goedheid van die regverdige nie. Hy wil jou oorlaai met sy goedheid. Halleluja. Sy barmhartigheid, sy troue liefde van geslag tot geslag. Hy wil sy troue liefde aan jou bewys vir ewig en vir altyd. Psalm 31 vers 20 sê, hoe groot is u goedheid, wat u bewaar vir die wat vir u onsag het. Ek wil vir jou vra, het jy nog onsag vir die Here? In Engels gebruik hulle die woord, do you still have reverence? Respek vir die Here se teenwoordigheid. Het jy nog respek vir sy woord en sy gees en sy inspraak? Het jy nog respek vir 'n samekoms, byeenkoms? Het jy nog onsag vir die werk van die Here in jou lewe? Kan ek sien, het jy nog daarvoor? En omdat jy daardie onsag het vir sy woord, onsag het vir die werk van die Here, onsag het vir God, sê hy bewaar sy goedheid vir jou, vir die wat onsag vir hom het. Hy berei dit voor, Pastoor Franco, vir die wat by hom skuil. En nou toe jy praat van hierdie storms en die uitdagings, die Here sê vanaand, as jy by hom skuil, het hy vir jou iets. As jy by hom skuil en jy hom vind as 'n toevlug, wil hy vanaand vir jou sê, hy gaan jou oorlaai met sy goedheid. Halleluja. Dit is wat hy doen en dit is wie hy is. Ek sien dit in die lewe van Jesus, maar ek sien dit ook in sy sterwe. In Titus 3 vanaf vers 3 af tot vers 6 wil ek gou vir jou lees. Want ons was ook voorheen onverstandig. Tik jou daar langs jou. Onverstandig. Ons was ongehoorsaam. Ons het verdwaal, ons was verslaaf aan allerlei begeertes en luste. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid van God, ons verlosser verskyn, het hy ons verlos nie op grond van die werke wat ons uit eie geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus, ons verlosser, en ons almal sê, amen. Dis die evangelie. Kan jy saam met my sê, ek is bloedgewas? Kan jy saam met my sê, ek is water gedoop? Kan jy saam met my sê, ek is gees gevul? OK, die Here sê, dis die evangelie wat hy kom doen het. Hy het sy goedheid aan ons bewys, toe die Heilige Gees 'n nuwe werk in ons lewe kom doen het. Hy het ons eintlik kom arresteer deur die goedheid van die kruis. Want wanneer ek die kruis voor oë het, sien ek dat my skuldlas saam met Christus Jesus, die aanklag teen my, saam met hom aan daardie kruis vasgespijker is. Hy het in my plek gesterf. Die regverdigheid van God was versadig. Ek het die goedheid van God beleef. Ek is skoon gewas. Die ou mens het saam met Christus gesterf en ek het saam met hom opgestaan tot 'n nuwe lewe, en dit is wat die Heilige Gees kom doen het. Halleluja. As jy wil weet wat die goedheid van God is, het jy al die hernuwing van God in jou lewe beleef? Dis die goedheid van God se manifestasie, van die werk van Christus Jesus aan die kruis. Hy kom red, hy kom verlos, hy kom versoen en hy kom spreek vry. Handelinge 10 vers 38 sê, Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en hy was met die Heilige Gees en met krag gesalf. Hy het die land deurreis. Hy het goed gedoen aan almal onder die mag van die duiwel het hy genees omdat God met hom was. Wat het Jesus gedoen? Hy het goedheid aan jou en my kom bewys. As jy vanaand vir my vra, wat is die goedheid van God? Hierdie tafel roep dit uit. Maar ek wil vanaand klaarmaak met 2 gedagtes oor God se goedheid. 2 gedagtes. Wie van julle wat vanaand hier sit, het al pyn beleef in jou lewe? Wie van julle het al hartseer beleef? Krisis, donker tyd, 'n donker seisoen, 'n storm wat jou net totaal en al oorweldig. Wie van julle het dit al beleef? OK, jy het daardie storm beleef. Het jy beleef
hoe die Here jou verlos het? Wie van julle het in daardie storm die verlossende werk van God beleef, kan ek sien? En wie van julle het nadat julle die verlossende werk van God beleef het, gesien dat die Here dit wat gebeur het, aangewend het vir die goeie? So met ander woorde, jy is 'n getuienis van die werk wat God kom doen het. God verbind hom daartoe om die goeie uit elke slegte situasie na vore te bring. Ons kan getuig daarvan. Maar van ons sit vanaand hier en ons is nog in die storm. En jy het 'n behoefte om die goedheid te beleef, maar jy het nog nie. As ons praat van 'n track record, wat sê ons in Afrikaans? 'n track record. Maar ander woorde, as ek terugkyk, as ek kyk na ons verlede, ons kyk na God se handelinge in ons lewe, ons kyk na God se betroubaarheid, ons kyk dat hy ons nooit teleurgestel het nie, ons kyk dat hy altyd 'n waarmaker is van sy woord, ons sien dat sy woord ja en amen is, sy beloftes oor ons lewe, en dan staan ek in hierdie storm en dan wil ek vir jou vanaand bemoedig, jy sien dalk nog nie dat God die goedheid vir jou bewerk het nie, maar ek wil vanaand vir jou sê, byt vas, dis op pad. Ek wil jou vanaand bemoedig, dat God die een is, wat homself daartoe verbind om die goeie uit elke slegte situasie in jou lewe na vore te bring. Hy kom in jou lewe en 'n storm vorm ons. Wie van julle het beleef die vormingswaarde van 'n storm en 'n krisis in jou lewe? Wie van julle het dit al beleef? Wie van julle het beleef dat in hierdie storm het jy God leer meer vertrou? Jou karakter was gebou, en dan gebruik ons woorde, God stel meer belang in jou karakter as belangstel in jou gemak. Is dit gemaklik in 'n storm? Nooit nie. Maar van julle het so baie vanaand julle hande opgesteek en sê, ek kan getuig van God se goedheid, want waar ek vandag is en ek kyk terug, sien ek hoe die Here daardie omstandigheid gebruik het om my te bring waar ek is vandag. Maar jy's nog nie hier vanaand nie. Hoor jy? Jy's nog nie hier nie. Jy worstel nog hier. Maar die Here wil vanaand vir jou sê, verwag dat hy die goeie uit hierdie slegte situasie vir jou na vore gaan bring. Dit is sy belofte in Romeine 8 en hy sê, ons weet, hierdie is nie wensdenkery nie. Hierdie is nie hoop het gebeur nie. Hierdie is nie 'n lucky packet wat ek oopmaak en ek wonder wat ek gaan kry nie. Hierdie is 'n sekerheid wat ek het in my hart. Ons weet dat God, en wie is hierdie God? Barmhartig, genadig, vertrouenswaardig. Hy's goed. Ons weet dat hierdie God alles, sê saam met my alles. Sê saam met my alles. Glo jy werklik waar vanaand dat God alles ten goeie kan laat meewerk vir die wat volgens sy besluit geroep is? Kan jy glo jy dit werklik? Dan sê saam met my, ek weet, sê vanaand, ek weet dat my God alles ten goeie laat meewerk omdat ek hom liefhet. Omdat ek volgens sy voorneme geroep is. Want hy het my alreeds tevore geken. En hy het my bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun Jesus. Sê saam met my, ek is dalk hier, maar God is nog nie klaar met my nie. Sy getrouheid, die bewys uit sy woord, uit die beloftes wat ja en amen is, sê dat God is op pad om in my lewe 'n wonderwerk te bewerkstellig. Ek het die verwagting dat God weer eens sy goedheid aan my gaan openbaar. Gees van die Here wil vanaand vir sê, as jy oor het, moet jy hoor. God wil jou vanaand aanmoedig, want jy worstel en jy stoei met die gebrokenheid en die teleurstelling van hierdie lewe. Maar die Here verbind hom vanaand daartoe. Hou vas aan sy woord. Hy sal en hy gaan alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy liefhet. En ons almal sê amen en amen. Ons almal sê amen. My laaste puntjie. As jy vir my vra,
Hoe weet ek God is goed? Wil ek vir jou sê, dis jou skuld. Sê vir jou langs jou, dis jou skuld. OK. Hoor wat sê 2 Korintiërs 1 vers 3. Want wil hierdie is so mooi. Hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig was. As jy vir my wil sê, hoe weet ek God is goed? Ek sien dit deur die openbaring van God se kinders se werk in ander kinders van die Here se lewens. Ek sien die barmhartigheid, ek sien die bemoediging, ek sien die liefde waarmee die liggaam leef, en ek sien hoe God mense transformeer. Van eers was ons selfsugtig, ons was selfgesentreerd, nou is ons God gesentreerd, en die goedheid van God beweeg deur die hande en die harte, die woorde van kinders van die Here. Daarom wanneer ek in hierdie storm is, wanneer ek in hierdie krisis vasgevang is dit die bemoediging, die gebede, die aanmoediging van kinders van die Here, wat my herinner, dat my God goed is, en dat hy my nooit sal vergeet, of alleen sal laat, of in die steek sal laat nie. En daarom wil ek jou vanaand aanmoedig, hou aan, soos 2 Tessalonisense 3 vers 13 sê, maar broers, julle moenie moeg word, om goed te doen nie, want dit is waartoe julle geroep is. Dion, do not stop doing good to other people. That is what you are called to do. Hou aan om die goeie te doen. Hier waar ek vanaand staan, kan ek dalk in hierdie krisis vasgevang wees. Ek het die verwagting dat God alles te goeie gaan laat meewerk. Maar ek weet, deur die bemoediging van die liggaam, ervaar ek die goedheid van God. En ons almal sê, amen. Ek wil vir jou vra, wie is daar vandag wat bemoediging nodig het? Gaan en deel die goedheid van God. Sy goedheid wat hy so mildelik oor jou lewe uitstort. Dis hoekom ons daai boks van oorvloed het, om ons te herinner dat die Here se goedheid is oorvloedig. Daarom kan ek oorvloedig wees in goeie werke. Halleluja. Keep on doing good. En ons almal sê, amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor Jacques jou help om vars sout te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.